Goeiedag geliefdes, ek lees vir ons 'n paar verse van Petrus se toespraak of sy preek op Pinksterdag. Nee, Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees. Ek lees vanaf vers 17 tot 19. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Ja, as gelowiges leef ons eintlik in die mees opwindende tyd van die aarde se geskiedenis. Oral rondom ons stort God sy gees uit in voorbereiding vir die eindtyd. Die eindtyd waar herlewing gaan plaasvind en wat hierdie sondige eeu tot 'n heerlike einde gaan bring met Jesus se terugkeer. Maar ongelukkig staan sommige kinders van God op die kantlyn en kyk slegs as toeskouers wat God besig is om te doen in die wêreld. Gelukkig ander raak betrokke en word 'n kardinale deel van God se werk op aarde. Hulle is die geroepenes in hierdie eindtyd weermag van God. Hulle word dienaars en dienaresse waarop God sy gees uitstort. Wie is hierdie dienaars en dienaresse? Dit is die gelowiges wat hulle totaal en al aan God verbind het. Dit is diegene wat nie net tevrede is om seuns en dogters van God te wees nie, maar wat verder gaan tot diensbaarheid uit liefde vir die Vader. Die dienaars en dienaresse van God is diegene wat sê, ek wil deel wees van wat God besig om te doen hier op aarde. Ek wil God se verbondsdiensknegt wees, beskikbaar om sy wil te doen 24 uur 'n dag. Die gelowiges wat hierdie kragtige besluit neem, is diegene wat die bonatuurlike uitstorting van God se gees ervaar, waarvan Petrus praat in Handelinge 2. Dit is hulle wie God gebruik om deur gees geïnspireerde profetiese woorde en gebede die krag van God los te laat hier op aarde. Dit is die gelowiges wie se woorde die pad oopmaak vir goddelike tekens en wonders. Dit is hulle wat ervaar dat hulle meer as oorwinnaars is deur hom wat hulle liefhet. Wil jy ook een van hierdie gelowiges wees? En jy kan wees. Eintlik God wil hê jy moet deel wees en hy wil jou kragtig gebruik. God gebruik graag elkeen wat bereid is om die bande en vestings te breek wat hulle nog bind aan hierdie natuurlike wêreld. God benodig mense wie hy in die middel van die nag kan wakker maak vir 'n intersessiegebed. Mense wat opstaan en bid al is hulle ook hoe moeg. Dit is die kwaliteit en diepte wat nodig is om 'n diensknegt te wees waardeur God se gees werk. Om waarlik dienaar en dienares te wees vra baie, maar die beloning is soveel meer. Soveel meer vir diegene wat bereid is om God se spreekbuis te wees op aarde in hierdie laaste dae voor Jesus se terugkoms. Jy is die tempel van God se gees wat kragtig in en deur jou werk. Jy vervul 'n sleutelrol in die Heilige Gees se werking op aarde. Besluit vandag om nie net 'n kind van God te wees nie, maar ook 'n dienaar of dienares van God. Neem daai geloofstap tot diensbaarheid vandag. Bid saam met my. Dankie Here dat ek 'n kind is in Jesus Christus, maar ek wil ook diensbaar wees in die koninkryk. Gebruik my Here en stort die Gees kragtig oor my uit. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.